Jy kom nie hiernatoe want hier is 'n presensie. Jy het dit gebring vanoggend. Jy is gemaak om te worship. Jy is gemaak om sy naam groot te maak. Come on, hy is alles in ons lewe. Kom ons bewys dit. Kom ons lig dit op. Kom ons sing weer dit. As jy dit bedoel, jy het sy presensie, jy het alles ontvang om 'n goddelike lewe te lei. Sy gees is uitgestort op jou. Prys hom met sy gees. Come on. Partykeer het ons niks nie. Ons het net 'n halleluja. Ons het net 'n ja en amen in Christus. Partykeer het ons die woorde om U te aanbid of U te loof, om die grootheid te beskryf, nie, Here. Ons kan dit uitroep en ons kan dit U naam groot maak, Here, want U is Alfa en Omega. U is die koning, U is die begin en die einde, U is die meesterbouer, U is die argitek van ons lewe. Ons weet nie, maar ons weet U weet, Here. By ons is dit nie moontlik nie, maar by U is alles moontlik. Ons maak U naam groot, nie ons naam nie, nie ons werke op ons doen en late nie. Ons werke is soos filthy rags voor die Here. Die werk van die koning, Jesus Christus, is fantasties, wonderbaarlik. Dit breek kettinge en vestings. Dit bring genesing, dit bring prosperity in ons lewe. Die naam van Jesus, die koning, die kampioen van hemel. Dis U vir wie ons loof en prys. Dis U naam wat ons ophef, Here. U is ons koning. Dankie wat U doen vandag hier. So dankie dat U is. Wow. Halleluja. Dankie, Here. Dankie. U is. In Jesus naam bid ons dit. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Amen, dankie. Thank you. Het iemand al vir julle gesê, julle is die beste? Huh? Yes, julle is die beste. Ons is dan so bederf. Dankie, Here. Vanoggend net weer besef regtig waar as hierdie goed gaan inval in ons harte. Toe ons hier instap. Toe stap die teenwoordigheid van die Here hier in. Moenie so minderwaardigheidskompleks hê nie. Kom uit survival mode uit en kom in 'n koningsmode in. Yes, ek is lus vir lewe. Ek is lus vir goed doen. Dis 'n flash as dit verby. Hy het jou gekies, jy sit hier vanoggend om in hierdie lewe te wees. Om te operate, om 'n verteenwoordiger te wees. Ek kan nie genoeg van dit kry nie. Ek gaan dit seker oor en oor preek. Julle gaan seker moeg raak vir my, maar totdat dit 'n waarheid word in ons harte. Ons is verteenwoordigers van God. Ons is gemaak in die beeld van God. Toe hy mens maak, toe kyk hy na homself en die hemel, die geestesrealm het gemanifesteer in 'n fisiese vorm en hier sit ek en jy. So alles wat hy wil hê, wat daar bo in die hemel, in die geestesrealm is, manifesteer hy deur sy konings en priesters op aarde. Dis ek en jy.
Maak nie saak wat jou krisis is in hierdie wêreld nie. Moet dit nie oor jou maak nie, asseblief. Ek weet van ons almal het nie dieselfde lewe as die ander nie. Een is dalk depressie, een is dalk iemand in die dood afgestaan, een se kind is dalk verslaaf aan dwelms of whatever die case is. Almal het nie dieselfde geval nie. Maar moenie dat dit jou aandag aftrek van jou beeld waarin jy gemaak is nie. Moenie jou purpose mis nie. Jy's 'n gesant van die Allerhoogste. As jy praat, dan is dit asof God praat op hierdie aarde deur jou. En dis powerful. Jy is nie net nog 'n mens op hierdie aarde nie. Ek en Jessica praat nou die aand oor. Sy sê ek gaan dit my missie maak dat mense hulle denke vernuwe. Dat dit nie net meer gepraatery is en 'n gewoorde en 'n geprekery en mense ja, maar niemand doen dit nie. Jy weet, jy doen goeie werke nie om gered te word nie. Jy doen goeie werke omdat jy gered is. Jy wil nie meer sondig nie. Jy wil goeie goed doen omdat die volheid van God beskikbaar is nou. Dit is die dryfkrag. Nie om hoe sê ek nou nie wil ek praat nie. Maar om gat te kruipie. Ek weet nie hoe om dit anders te sê nie. Jy doen dit omdat daar 'n volheid, 'n godslewe beskikbaar is. Jy doen dit nie uit 'n wettiese oogpunt uit nie. Selfs met die doop ook. Jy word nie gedoop om gered te word nie. Jy is gedoop as gevolg, is 'n bewys van 'n wedergeboorte wat reeds gebeur het. Verstaan? Dit is nie iets wat ons doen om iets te kry nie. Of dit is nou, ek is nou skoon nie. Nee, jy is skoon deur die bloed van Jesus. Hierdie doop is net 'n bewys daarvan. Dit is 'n publieke display van wat reeds gebeur het. Jy verkondig vir die wêreld, ek is weergebore. Is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Paulus praat konstant in al sy briewe, lees ek daai, ek seker nou maar net ek wat, dis seker iets wat die Gees wil hê, ek moet preek, waarvoor hy my geroep het vir 'n spesifieke ding, is daai, ek is dood saam met Christus. In sy dood in is ek gedoop, en ek het opgestaan saam met hom. Dit is soos wat Paulus sê, ek verbeel my nie dat ek het al het nie, maar ek span my in, om dit te kry, om dit myne te maak, om die krag van sy opstanding te kan ervaar in hierdie lewe, wat die volle boodskap, die volle pakket behels in Christus. Ek kry hierdie mindset van net 'n one-way ticket to heaven uit my uit. Die kruis bewys, ek is fine. As ek net op die naam van die Here Jesus aanroep, sê hy, sal ek gered word. So dis nie die issue nie. Die prys is betaal. Maar wat het hy gebring? Adam en Eva, die konneksie is gebreek as gevolg van sonde. Want voor dit het God gesê, kom ons maak mense in ons beeld, as ons verteenwoordigers, verstaan? En hier kom Jesus, en hy betaal daai sondeprys, neem hy op hom, en hy stort weer sy gees uit, en die hele skepping is terug in die posisie van heerskappy. Daar waar die hemel praat, die orden uit die allerhoogste God uit word georden deur mensdom en manifesteer op aarde. Ons is terug in daai posisie. Nie net vir hemel toe gaan nie, dis om te lewe. Ek het gister dat ons 'n diens gehou hierso en dit kom nou weer by my op hoe jy weet Jesus sê ek is die waarheid in Johannes 14 en ek is die weg en ek is die lewe. Verstaan, ons soek 'n paadjie, ons soek 'n ding op 'n boek of 'n fisiese ding. Hy sê nee, dit gaan nie daaroor 'n paadjie, dit gaan oor die weg. Is 'n persoon, dit is Jesus Christus. Verstaan, en het jy die weg? Het jy die waarheid? Het jy Jesus? Is dit kopkennis vir jou? Ken jy hom? Of weet jy net van hom? Het jy ontmoetings met hom? Lewe jy in hom en deur hom en vir hom? Wow, come on. Jy moet geconsume wees. Daar's net een lewe. Ja, ek voel net anderste. Ek word al hoe meer verander, om gelykvormig te word in die beeld van Jesus Christus. Jy mag dalk nie nou so voel nie,
Dit mag dalk vir jou klink, die goed wat ek preek is malligheid, maar daar's een realiteit en sy naam is Jesus Christus en sy woord sê, ek en jy is dood en dis hy wat lewe. En ek word al hoe meer verander om gelykvormig te word in die beeld van Christus. As Jesus, as God na my en na jou kyk, dan kyk hy na die doop en hy kyk wie uit die water uitgekom het, is nie jy nie. En hy wil hê jou perspektief moet inval by sy perspektief. Wil jy heers in hierdie lewe? Wil jy meer as 'n oorwinnaar wees in hierdie lewe? Moet jy jou wynsak, jou denke so vernuwe dat jou perspektief in lyn kom met die Vader se sinne. Ons het net daai liedjie gesing, die liefde van die Vader. Jy weet, daai liedjie beteken niks vir jou as jy nie gaan verander in jou denke nie. Jy gaan nie die liefde van die Vader weet nie. Dit gaan vir jou net nog 'n kopkennis woordjie wees wat jy praat, want almal praat dit. Maar as jy daai liedjie sing, die liefde van die Vader, en jy kan actually daarin lewe, en jy kan actually glo, so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Jy kan actually glo, hy sê sy woord sê, hierin is die liefde geopenbaar, dat toe ons nog sondaars was, het hy vir ons gesterf. Jy het nie eens hom gekies nie. Toe jy nog gesê het, nee, toe het hy aan die kruis gesterf vir jou. Dit is liefde. En jy gaan nie 'n volle godslewe, meer as 'n oorwinnaar, heerskappy lewe, as jy met 'n survival victim mentality gaan operate nie. As jy operate met die Vader is lief vir my, en dit geopenbaar in jou hart, en jy lewe so, dit is jou denkwyse, jou denke is vernuwe, dat die Vader is lief vir my, omdat hy sy seun gestuur het, hy het nie iets teen my nie, hy wou nie iets teen my gehad het nie, hy wil die sonde van my af wegneem, hy wil die condemnation, die oordeel wat ek op myself sit, wil hy wegneem, en sy seun Jesus gestuur in die gestalte van 'n mens, gelykvorm geword as 'n slaaf, vir my en jou, hy het hom gestrip van alle goddelikheid af, al die godliness, hy het homself geen vashou gegee aan sy koningskap nie, hy het gelykvormig geword aan mens, as 'n slaaf, vir liefde vir my en vir jou, toe ons hom nog nie eens gekies het nie. Die liefde van die Vader moet geopenbaar word in jou hart, dit is waaruit ons lewe, 'n oortuiging in my mindset van, weet jy wat, Papa is nie kwaad vir my nie. Hy straf my nie vir elke tweede ding nie. Ek is vergewe. En ek praat nie soos 'n mens soos die res van die wêreld. Ja, ek's maar 'n sondaar. Hou op so praat. As jy Romeine 6 gaan lees en jy lees dat ek is dood in die doop van Jesus. Ek is saam met hom dood. Nou wie sondig dan as jy dood is? Supposedly om dood te wees. Maar nou sê jy, nee, ek is maar net 'n sondaar, ek is maar net mens, ek is maar net dit, om te justify die goeie. Hou op so praat, jy skoon gewas deur die bloed van Jesus. As jy val, staan jy op weer. Die regverdige val 7 keer, maar hy staan weer op. Hou op, praat van ek is 'n sondaar. As jy dit sê, dan maak jy die werk aan die kruis 0. Ek val ja, ek doen seker nie elke dag wat ek moet doen nie, maar ek is nie 'n sondaar nie. Die goddelose daar buite is sondaars, wat nie vir Jesus wil aanvaar nie. Ek en jy het vir Jesus aanvaar in ons lewe. Hy is ons redding. Hy is ons rots. Ons is gebou op hom. Ons kan nie geskei word nie. Niks kan my skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus nie. So ek gaan nie so praat nie. Ek gaan my denke vernuwe. Ek gaan elke dag opstaan en ek gaan sê wat sy woord sê oor my. Nie wat ek voel en dit sê nie. My image word nie bepaal deur my emosies nie. My image word bepaal deur die werk aan die kruis. Wat is jou image? As jy dit gaan snap, as jy hierdie goed gaan snap, dan gaan jou lewe vir jou oopbreek. Die wêreld kort nie vir jou om net 'n goeie mens te wees nie. Die wêreld kort vir jou om dood te gaan. Dat Jesus kan opstaan in jou. Romeine 8 vers 19 ding hy sê daar die hele skepping groan, hulle sien uit daarna dat die seuns van God reveal sal word. As jy hierdie goed wat ek sê vanoggend, as jy die woord van God, ek praat uit sy woord uit, dit wat in die Bybel staan, gaan snap. Dan gaan jy sien, daai wat ek nou net gesê het, Romeine 8, die hele wêreld sien met versigtiging en moans en groans uit, dat die seuns van God geopenbaar sal word. Dan gaan jy sien, die grootste aanvraag vir wêreld, dit wat hy sê daar is Jesus Christus. En as jy dit kry,
en jy op sê ek is 'n sondaar, en jy sê ek is dood, en is Jesus wat nou lewe, dis nie meer ek wat lewe nie, dan gaan jy sien, jy is die grootste aanvraag in wêreld. Is dit malligheid? Of lees ons Bybel net vir 'n one-way ticket to heaven? Nee, ons lees Bybel, want die Bybel sê, ons is gemaak in die beeld van God. In 2 Korintiërs 5 vers 20, weer eens gaan ek sê, ons tree op as gesande. Ons tree op as ambassadeurs. Ek dink is in vers 14 van Romeine 2, 2 Korintiërs 5, gaan na vers 14 toe, ek dink is 14 of 17. Ek maak my die ding hier oop, dan kyk ek wat hier aangaan. Kan jy teruggaan na 'n paar verse? Ek dink is vers 14, ja, in die Amplified Classic, sê hy, die Gees hartebly met my ding, for the love of Christ compels and urges and impels us, because we are of opinion, conviction that if one died for all, then all died. Dit is powerful. Hy sê, nou wat is die liefde van Christus? Verstaan, as jy nie kan sê, daai liedjie sing die liefde van die Vader en daai goed is nie waarheid in jou nie, dis net nog woorde, is jy nie gekompel deur die liefde van Christus? Verstaan, die 53 vertaling sê, die liefde van Christus dring my. Verstaan, jy kan nie anderste nie. Jy word gedring, dat is een dood te gaan, het almal gesterf. Want so die lewe wat ek nou lewe, is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En dit is hoe ek operate. En as ek gaan sit en mediteer daarop, jy weet, met Dr. Anders het ook hierdie week gepraat in sy boodskapie, hy skryf aan Timoteus dat ons moet mediteer op die goed wat hy vir ons gesê het, soos hierdie woord wat hy sê, sodat die mense jou vooruitgang kan sien. Verstaan, as jy gaan sit en mediteer, dat een dood gegaan, as een dood te gaan het, ek is oortuig van, die liefde van Christus compel my, so ek het nie 'n ander mindset nie, if one died, we all died, en ek gaan na Romeine 8 vers 19 toe, en ek sien, maar die wêreld sien uit daarna, dat die seuns van God geopenbaar moet word, en hierdie is my mindset, ek is gekompel deur die liefde, en dis al wat ek kan dink, is nie meer ek wat lewe nie, is die seun van God wat lewe, dan, en ek kom agter, maar ek is, die aanvraag in die wêreld is daai persoon, wat ek word. Is jy unstoppable? Is jy dan kan jy hierdie goed wat meer as 'n oorwinnaar en al daai goedjies wat rondgegooi word en ek weet wat ek vir jou bepaal het voorspoed en nie teenspoed nie. Daai goed manifesteer dan. Jy is meer as 'n oorwinnaar dan. Jy kan nie anders te lewe nie. Pastoor, jy het ooit eendag die voorbeeld gebruik van meer as 'n oorwinnaar. Hoe is dit? Soos Dwayne Vermeulen wat die World Cup gewen het, hou die beker op, maar hier kom sy vrou toe en sy vat die beker en sy spring ook daar rond. Verstaan, sy het eers die game gespeel, maar sy gaan aan asof sy wen ook. Dis 'n goeie voorbeeld van meer as 'n oorwinnaar. Sy vrou kom en vat die beker en hy het die game gespeel. Want dis ons. Jesus het die game gespeel. Hy het die job gedoen. Ons vat die beker en ons maak ons dra die vrug. Ons is die wingerd wat ingeënt is by hom. Ons dra die vrug. Ons is die verteenwoordiger. Ons kry die geleentheid om te maak asof ons die beker gewen het. Dis meer as 'n oorwinnaar. En hy worry nie daaroor. Hy wil dit doen as gevolg van liefde. Omdat hy nie iets teen jou het nie. En ons vergeet die goed. Ons word geconsumed deur ons emosies en deur ons struggles in lewe en deur al die goed wat ons wil hê die Here moet vir ons doen. En jy weet, ek sê van laas Sondag af wat ek gepreek het, hy kan jou storm vir jou baie gou wegvat. Dit gaan nie daaroor nie. Maar hy weet as jy die goed gaan snap, as jy gaan verander word in die beeld van Christus, dit is vir hom belangriker as jou storm waarmee jy sukkel. As jou meditasie so intens was soos jy geklaar oor die goed wat jy wil hê met jou doen, en jou meditasie is so intens soos daai gemounery van jou, asof hy nie weet wat in jou lewe aangaan nie. Hy weet wat aangaan, hy weet wat jy tekort kom, hy weet van jou siekte, hy weet van jou familielede, hy weet van jou huwelik, hy weet van alles. Verstaan? Maar moenie dit
verhef bo die meditasie van wat hy sê jy eintlik is nie. Jou meditasie in Christus moet groter wees as jou probleme. Sodat dit kan, sodat soos 'n mens dink, so word hy. Verstaan? So jou meditasie moet so groot wees, dat jy want skepping sien uit daarna, dat die seuns van God geopenbaar sal word. Want hy weet, as jy daai persoon word, is jou stormpie niks nie. Ek kan jou 'n ander preek gee. Maar ek soek nie 'n counter vir dit nie. Ek soek die real deal. Ek wil graag bereik. Ek wil graag voor ek hier aarde verlaat, 'n groepie mense saam met my vat wat actually verander word in die beeld van Christus in. Want dit is moontlik. Ons lees nie net 'n fairy tale nie. Ons lees nie 'n ding vir eendag nie. Hierdie boek is nie vir eendag nie. Hierdie boek is nie geskryf vir eendag as ek doodgaan nie. Wat is die use daarvan? Jesus sê nie soek die koninkryk van God en al die goed sal gevolg word as die koninkryk vir eendag is nie. Hy sê jy soek dit want dit is hierso. Verstaan? Hierdie is 'n ding vir nou. Maar is asof mense nie wil verander nie. Dis asof die vlees 'n barrier opsit. Jy voel dit op 'n Sondag hier in die kerk nie, jy ervaar dit, maar as jy uitgaan hierso dan is dit soos gister was 'n kwaai preek daar, dit was awesome en alles, maar joh, dit gaan 'n job wees om nou alles actually toe te pas. Ek dink ek gaan my nog 'n bietjie uitstel. Ek gaan wag tot na die winter toe of die vakansie. Ek weet gaan vakansie hou. Of iets. Ons doen sulke goed. Vlees is bedrieglik. Wat die gees wil hê, wat die vlees sê nie. Jy sit nou hierso en jy ervaar geestelike goed. Hoekom sal mense dan sê, "Jesus, as ons hier instap, voel ons die teenwoordigheid van die Here." Dis nie waar nie. Dis omdat jy jou mindset verander het met die weet jy's nou in die gebou en ons gaan nou geestelike goed behandel vir hierdie volgende 2 ure. Nou voel jy dit sommer, maar dis nie gevolg van die gebou nie. Jy het dit opgemaak self. Jy het dit nog heeltyd gehad. Dis net jou mind het verander toe jy instap, dis hoekom. En as jy uitstap, verander jou mind weer. Maar dis dieselfde daai wat jy nou voel, draai jy die eintlik die hele tyd saam met jou. Dis nie hier's nou iets magicals hier nie. Ons bid baie hier, so ja, die plek is gesalf, hier gebeur goed is, maar dit is as gevolg van jy wat hier inkom. So moenie maak nou ja, dis net in die kerk of so nie. Daai is diep hart goed, jy kan nie dit flou sien. Jy ervaar die teenwoordigheid van die Here omdat dit eintlik dit is die ding wat jou liggaam need. Dit is jou begeerte, soos 'n wildsbok wat smag na water. So smag my siel na U, o Here. Dit is daar, dit lê daar die hele tyd. Nou gee jy dit net vir hom vir 2 ure hier in die kerk. Nee, hy smag na water. Hou aan as jy uitstap. Hou aan met die tyd. Hou aan jou mind verander. As jy gaan besef die waarde van Christus wat in jou lewe is. Jy is nie 'n victim nie. Jy is nie 'n survivor, jy's try net survive nie. Jy's 'n oorwinnaar. Jy's 'n overcomer. Moenie teen die kruiswerk praat nie. Moenie laat dit jou meditasie wees nie. Moenie daai vuil taal uit jou mond uitkom nie. Hy het lewe gebring en lewe in oorvloed. Gods lewe. En jy weet jy kan dit doen. Dit gaan werk vat. Jy gaan moet pres. Jy gaan moet fokus. Fokus. Ek weet waarvan ek praat. Want ek weet hoe erg dit vir my is. Ek moet fokus. Altyd. Maar God het jou so gedesign. Ek het dit al gesê dat jy staan elke oggend op met 'n miljoen nuwe neuron breinselle. Skoon soldate wat wag vir 'n opdrag van jou. As jy gaan fokus,
en jy lewe 'n geeslewe, jy weet, daai wat jy hier inkom nou en jy voel dit, o God, ek het actually 'n geeslewe. En jy hou aan met dit. Jy soek dit by die huis, jy pres in, jy hou aan met klop. Dan sien jy, o, dit word later 'n highway in jou kop. Dis al jy lewe. Wat sê Dawid? Voorspoed in guns. Goedheid in guns. Volg my. Maar hy sê volg my. So dit beteken hy's 'n ou on the move. Dis 'n ou wat soek. Dis 'n persoon wat die koninkryk soek en sy geregtigheid soek. Dis nie iemand wat stil staan en smeek nie en hoop en bid die Here doen dit maar nie. Hy sê goedheid en guns, volg my. Goed volg met iemand wat soek, iemand wat move. Nie iemand wat stil staan nie. En hoop en bid maar vir die beste nie. Jy soek want jy weet jy's oortuig, die liefde van Christus dring my daartoe. As een gesterf het, het almal gesterf. Dis nie meer ek wat lewe, dit hy wat lewe. So daarom soek ek is skoon gewas, ek het 'n skoon gewete. Ek is nie veroordeel nie. Dit is weggeneem. Ek is waardig om hierdie koningslewe aan te neem. Dus kan ek nog so 2 ure kry. Dit is maar wat Paulus praat in Galasiërs 3 vers 1. Sê hy, you poor and silly and thoughtless and unreflecting and senseless Galatians. Unreflecting, ek hou van daai woord. Iemand wat nie sit en mediteer, iemand wat net aangaan, hy doen nie eens effort om te sit en dink nie. Hy doen effort om sy emosies en sy lewensomstandighede uit te lig en dit groter te maak as die kruis. Hy sê I'm a senseless Galatians, who has fascinated or bewitched or cast a spell over you, onto whom, right before your very eyes, Christ the Messiah was openly and graphically set forth and portrayed as crucified. Staan, hy sê die liefde compel my. Wat se liefde? Dis daai kruiswerk. En hy sê vir die Galasiërs, hy sê julle is soveel julle sinne beroof. Jesus is voor julle geskilder, as 'n geware geskilder, as gekruisig. Hy sê daai is liefde. Liefde is gepaint vir julle, is geskilder. Julle kon dit sien, dit het gesny soos 'n tweesnydige swaard deur jou gees toe ek preek, toe sny dit jou en jy gee jou hart vir die Here. Jy's uit gees uitgered, nie uit werk nie, uit geloof. Hy sê dis 'n geesding die. Hoekom gaan jy weer terug? Hoekom gee jy ag op jou emosies en jou omstandighede en jou storms, Petrus? Hoekom kom al jou oë af en sink? Paulus sê, who is you thoughtless, unreflecting, senseless Galatians? Dit is wat gebeur sodra jy oë van Jesus afhaal. Van die werk van die kruis afhaal. En ek weet, ek weet, die kruis flash deur almal se kop vinnig. En nou sê jy vir my, ja, maar ek weet van die kruis, Nee, wanneer laas het jy gaan sit en mediteer en gekyk na die kruis en na die liefde van God in die seun van Jesus Christus wat uitgestort is daar op die kruis? Wanneer laas het jy gaan mediteer op dit? Hy sê hou in Hebreërs 12 sê hy, hou hom wat so vyhandige optrede gehandhaaf het teen sondaars. Hy sê hou hom voor oë. Dan sal jy nie geestelik moeg word of uitsak nie. Hy sê gaan terug na die kruis toe. Gaan kyk na wat liefde is. Sodat jy kan sing, my Vader is lief vir my, sodat jy kan mediteer op hoe lief hy jou het. En kyk dan hoe verander jou omstandighede. Dis omdat ons dit nie doen nie. Daar's 'n verskil. Ek doen dit baie keer, dan gaan ek maar net deur die motions, tot ek eers 'n videoetjie of iets sien, soos hierdie Woensdag by die Bybelstudie, toe speel Teresa hulle so 'n videoetjie van, daar's ook 'n paar images van die kruis op, 'n liedjie. En ek sit daar en ek kyk net weer na die kruis, ek kyk net weer na wat daar afgespeel het. En deur my gees skiet goed, soos, Satan het nie 'n klou gehad wat hy doen nie.
As hy maar net weet wat daar gebeur het. En hy's vernietig as gevolg van daai. Soveel, ek moet soveel keer baie besluite maak, sê maar oor werkers of besigheid of whatever, dan vra ek vir die Here, help my hierso, help my daar, goed is, dan vergeet ek nie, dan traai ek dit uit vir hier en ek traai nou 'n woord kry en dit werk seker ja, maar net om te sit en mediteer, om die kruis voor oë te hou en daai kruis werk te sit en mediteer, as ek daar uitkom, weet ek presies wat ek moet doen. Hy sê, het julle vergeet? Wie het julle betower? Who bewitched you? Hy sê, dit is asof iemand 'n spel gekaas het over you. Hy sê, Jesus was geopenly geportray, hy was geskilder, die hele gospel vir jou. En daai was die krag van redding. Daarvoor skaam ek my nie. Dit is die liefde wat hom compel het, om te kan besef, dat as een dood gegaan het, het almal gesterf. Dit is die liefde wat jou dring tot 'n lewe in Christus. Dit is die liefde, dit is daai werk aan die kruis, die volmaak werk aan die kruis, die meditasie op God se liefde aan die kruis. Hy sê ook in 2 Korintiërs 5, it was God in Christ op die kruis. Dit was God in Jesus op daai kruis. Wat traai ek vir jou sê vandag? Dit. As jy gaan besef, as jy jou besigheid en jou geldsaake of whatever jy so hard jaag, as jy dieselfde effort vat en jy jaag die koning. Dis wat Jesus het begin met hierdie preek in Matteus 6 vers 33. Gee die prioriteit, soek eers. Wat doen jy eerste? Soek die koninkryk. Wat doen jy eerste? Moenie kyk wat jy gaan aantrek of eet of drink, moenie besorg wees daaroor nie. Hy sê soek eerste. Soek eers die koninkryk. Hoekom? Want die koninkryk is daar. Hy gaan nie vir jou sê soek iets wat nie daar is nie. Soek dit want dit is daar. So as jy 'n asem het in jou liggaam, is dit jou grootste begeerte in hierdie lewe. Jy weet dit nog net nie. Want jy onderdruk dit. Soek dit. Dit is daai werk aan die kruis het 'n koninkryk om stig hierso. Dit is herstel die koneksie, one-way koneksie op na die Vader se hart toe. Het 'n so dik aar wat uit God se hart uitkom en in jou lewe, in jou hart in pomp die hele tyd. Besef jy dit? Sy bloed wat in jou in is. Ek weet nie. Maar al wat ek weet is dit is 'n fantastiese lewe. Daar's 'n rykdom waaruit jy kan lewe. Ek praat nie van geld, die geld is niks vir God nie. Ek praat van Jesus Christus. Filippense 4 vers 19 sê hy het ons geseën met die volle rykdom wat daar is in Christus Jesus. Wat sê hy daar? En God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens die wonderlike rykdom wat daar is in Christus Jesus. Moenie jou geldsake groter maak as die rykdom van Christus nie. Jy weet nie wat jou bankrekening kan behels as jy die rykdom van Christus Jesus in die hande kry nie. Dink jy hy was 'n arm ou op hierdie aarde? Gee jy vir 5000 mense kos? Met 2 visse en 5 broodjies? Hy was nie 'n arm ou nie. En hy sê nou groter goed gaan jy doen. En hy het jou geseën met die wonderbaarlike, met die volle, ander vertaling sê die volle rykdom wat daar is in Christus Jesus. Ons dink nie, dis 'n storie, kan seker nie waar wees nie. Ek kan sien ja, dis 'n storie vir jou. Who has cast a spell on you? Wie het jou so betower? Dat jy anderste wil dink, dat jy in jou emosies wil ingaan en in eie werke wil ingaan en jou issues en goeders en ek is seer gemaak deur die kerk of die of daai jou offense. Hoekom wil jy dit ophef? Dit gaan nie oor jou nie. Jy's dood.
wil hê Jesus moet gestalte kry in jou lewe. Ek wil hê jou probleem moet actually opgelos wees. Van die wêreld het 'n ander stelsel. Goed, as jy nou maar byvoorbeeld, en ek vat niks weg van daai mense en ek weet nie wie van julle is of whatever, maar sê nou maar sielkundige, sê nou, ek dink hulle wil eintlik hê die mense se issue moet opgelos word, want dit nie werk nie. Verstaan? Hierdie persoon, Jesus Christus, die koning van konings, is die beste sielkundige, hy is die dokter, hy is die wêreld sien met moans en groans uit, dat hy gereveal word in die seuns van God. Want hy is die dokter, hy is die beste chef wat kos voorsien vir 5000 mense. Hy is alles vir almal. Deur hom leef ons, beweeg ons, bestaan ons. Ek wil nie net praat oor Jesus nie. Ek wil hê jy moet 'n hongerte ontwikkel in jou. Om hy vlammetjie, daai koeltjie weer aan te blaas. Hy mag dalk dood wees vir jou, voel dit dalk, maar daar lê 'n koeltjie in jou wat aangeblaas moet word nou. Kan nie meer so aangaan nie. Hierdie wêreld is naar. As gevolg van kinders van die Here wat nie opstaan en hulle volle identiteit wil aanneem nie. Jakobus 1 vers 8 sit geheiding op. Dis as gevolg van double-mindedness in die kerk. Ek soek 'n single-minded persoon. Een wat sy oë gefokus is op Jesus Christus, die begin en die volëinder van jou geloof. James 1. Nee, nie James. And it was of his own free will that he gave us the birth. Wat is daai nou? Nee, 8. Vers 8. Ek dink is 8. Huh? For being as he is, a man of two mind, hesitates, dubious. What's I? Irresolute. He is unstable, unreliable, and uncertain about everything he thinks, feels, or decides. Ek soek dit nie. Ek soek so ou nie. Die wêreld soek dit nie. Ons is mense van rigting. Want Jesus Christus het opgestaan in jou lewe. Hy is die koning van konings, hy weet wat hy doen. Hy weet wat gebeur, wat moet gebeur, wat moet doen. Ek sê altyd 'n persoon in Christus. Ek vra nie vir die Here altyd ek maak 'n besluit en ek gaan daarmee want ek weet Jesus gaan saam met my daarna in. Verstaan? Moenie of two minds wees nie. Moenie dink ja, is ek vergewe, is ek nie vergewe nie. As jy in Christus Jesus is jy vergewe. Jou meditasie moet verander in jou kop. Ek is gekompel dat as een dood te gaan het almal gesterf. Maar as ek dit sê, gebeur daar iets in jou. Verstaan jy wat ek sê? Huh? As Jesus gesterf het almal gesterf. En as Jesus opgestaan het almal in hom opgestaan. Verstaan julle dit? Verstaan almal dit? Ek wil jou met deurbraak kom vanoggend in jou lewe. Om met 'n mindset inval. Dis hy wat lewe. Hoe sondig 'n dooie mens dan? Waarna kyk hy dan as jy dood is? Dooie mens kan nie sondig nie. Jy doen dalk iets in die vlees, ja, maar jou geesmens, die wie jy is skoon gewas. Lewe uit hom uit. Hou op uit jou vlees uit lewe. Lewe uit die een uit waar die werk gedoen is, dit is in jou geesmens. Hou op aandag gee aan jou vlees. Galasiërs 5, hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, wat die een wil hê wat die ander een nie hê nie. Hy is 'n geesmens, skoon gewas, blameless voor God. Dit is wat hy sien. Kry jou perspektief reg volgens sy perspektief. Dit is hoe hy kyk na jou. As jy bid voor hom, as jy na hom toe gaan in gebed, whatever jy doen, jy bid uit daai view uit.
Jy bid uit sy perspektief uit, nie uit joune uit nie. Kyk hoe verander jou lewe. Kyk hoe increase jou geloof dan. Ek dink ek gaan nog iets sê nie. Daar is baie verse nog, maar ek gaan is hierdie een, net hierdie een, Lukas 7 vers 28 is enetjie wat ek nou weer aan dink. Jy weet, Jesus sê hierso, jy weet, almal lees die Bybel en lees van hierdie groot manne van God in die Ou Testament en jy weet, Jesus sê hierso, onder die mense op die aarde is niemand gebore wat groter as Johannes is. Johannes was die grootste van al die profete. Van almal. Jesus sê niemand was so groot as Johannes nie. Nie Elia of Moses of Dawid, niemand nie. En tog is die geringste in die koninkryk van God groter as hy. Hy praat van jou. Nou as dit jou waarde is volgens Jesus Christus. Hy sê in Hebreërs 12, hy sê Jesus het 'n vreugde gehad, 'n happiness in hom gehad op pad kruis toe. Hoekom? Want hy het geweet wat hy werk gaan behels. Hy het jou in gedagte gehad. Hy het geweet jy gaan opgerig word as groter as enige profeet wat ooit van geskryf is, groter as enige iets op hierdie aarde. 'n Koning en 'n priester gaan hy oprig deur sy werk aan die kruis. Daarvoor het hy nie teruggestaan vir die skande van die kruis nie. The joy set before him, he endured the cross. Gaan lees 'n bietjie Hebreërs 12. Hy het jou in gedagte gehad. Is 'n klap in sy gesig as ons dit afbring deur my emosies en ek is 'n victim. Hoe gebeur dit met my? Nee, raak gemaklik met ongemaklik wees. Jy moet vernuwe. Ons is die lig van die wêreld. So ons handle alles. Ons is die sout van die aarde. Ons word nie neergedruk nie. Al praat hulle neer op ons word nie neergedruk nie. Come on man, ek soek 'n klomp losers hier. Jesus is nie 'n loser nie. Hy's 'n wenner. Jy het die mind of Christ. Gaan wen 'n bietjie. Ek sê altyd, sê nou maar ek wil my huis verkoop vir 2 miljoen rand, maar ek wil eintlik 5 miljoen hê. Dan moet ek goed doen aan daai huis om die waarde op te bring na 5 miljoen rand toe. Hoekom? Want ek wil dit hê. Ek wil 5 miljoen rand hê. So ek moet waarde voeg om dit te kan kry. So ek wil baie goed hê in hierdie wêreld, maar as ek gaan besef wie opgestaan het in my, as ek gaan besef die waarde wat eintlik in my is, Jesus Christus, die koning van konings, deur wie alles geskep is, alles gemaak is, sê hy in Matteus 6 vers 33, soek die koninkryk en sy geregtigheid en al die goed sal volg, wat die goed wat ek wil hê volg waarde. So ek moet verander, ek moet in waarde opgebou word in die volle gestalte van Christus Jesus. As ek daai persoon bereik en ek het hom, ek het die volheid van hom. Hy sê die geheimenis is Christ in you, the hope of glory. Jy het dit in jou. Die grootste waarde van die heelal is binne in jou. Kan jy imagine wat volg jou? Ek weet, hy sê in Jeremia 29, ek weet wat ek vir jou beplan het. Voorspoed en nie teëspoed. Hoekom sê hy dit? Want hy weet Jesus is op pad. Hy profeteer. Die grootste waarde gaan in jou kom bly. En daarom sê ek met confidence, ek weet wat ek vir jou beplan het. Voorspoed en nie teëspoed nie. Dis 'n toekoms, 'n verwagting. Moenie maak asof daar 'n toekoms is nie. Dis Jesus wat in jou lewe. Alles volg jou. Die grootste waarde wat daar is binne in jou. Die res moet volg. Moet dit nie maak oor geld nie, moet dit nie maak oor die dinge nie. Maak dit oor Jesus. Maak dit jou begeerte. Dis omdat ons sukkel in die vlees, ons in die geheim trouens mekaar konwins. Dit gaan nie vir my oor daai goed nie, maar dit gaan oor daai goed. Dit gaan nie oor Jesus regtig nie. Laat dit oor Jesus gaan. Tannie Mary se begrafnis gister wat sy gesê het in Spreuke 4 vers 23 en sy sê haar stukkie hierso, hierso is die blaadjie. Sê bewaar jou hart meer as enige iets anders. Bewaar
wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van lewe. Die lewe spuit daaruit. Dis van daai hart, daai geesmens, daai diepste denke, dis daar waar Jesus inkom, waar jy nie jou vlees nie. Dis daar waar jy wedergebore is en skoon gewas word. Hy sê bewaar dit, want daaruit is die oorsprong van lewe. Dis daaruit waar Christus uitstraal uit jou uit. Dis daaruit, uit daai area. As jy daaruit lewe, maak geld en die fisiese goed nie saak nie. Jy weet confident dit behoort aan my. Dink jy nie die goed behoort aan God nie? Alles behoort aan hom. Die reservebank, alles behoort, SARS, alles behoort aan God. So check jou hart. Oorsprong van lewe is daaruit. Kan hom nie flou sien. Ons kan nie vir mekaar sê, ja, maar dit gaan nie oor die fisiese dinge nie. As dit so is, sal ek ander mense bless daarmee. Ek hoop hy gee vir my dat ek sal gereeld, ek sal 'n besigheid bou of whatever. Check jou hart ou. Ek wil hê Jesus Christus, net hom alleen. Jy weet, ek is nie agter jou geld aan nie, ek is agter jou vrug aan. Ek weet as die Jesus gaan opstaan in jou, die reël McCoy, ek soek daai vrug. Ek worry nie oor jou bankrekening en goed te sê, ek soek die regte. Dis baie meer waarde as jou miljoene in die bank. As ek daai kan kry, as ek julle vrug, as ek van dit kan kry, 'n hapie van dit, dan sê ek happy. Maar dit moet nie real deal wees. Moenie 'n counterfeit vrug wees nie. Jy is opgewonde. Tannie Esther, kom speel vir ons 'n bietjie iets. Ek is klaar. Ek is lus. Weet nie vir wat nie, maar ek is lus vir goed doen en koninkryk verower en net goed aanpak, man. Sonder worry. Die Here is op die troon, ou. Daar's een koning. Vir 2000 jaar draai hulle hom al stop. Kyk dit reg hier. Dit moet vir jou so baie hoop gee. Hulle probeer die kerk toemaak en goeders en sê dis vals en goed. Kyk dit reg hier. Hulle soek waarheid. Hoe meer jy waarheid soek, hoe meer loop jy jouself vas in waarheid. Daar's net een waarheid, Jesus Christus. Moslems almal, Hindus almal. Hulle soek waarheid, hulle soek truth, hulle soek die meaning of life. Hulle loop hulle vas in Jesus elke keer. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak hoe jy redeneer in hierdie wêreld nie. Wat jou issue is nie. Jy loop jouself vas in Jesus Christus die hele tyd. Sit vir my Romeine 5 vers 17 op. Ja, dit is Romeine 5 vers 17. Hy sê deur die oortreding van een mens het dood heerskappy gevoer. Deur hierdie een mens, maar deur een Jesus Christus. Hy praat van Adam. Hy sê maar nou deur een Jesus Christus is veel meer bereik, die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang sal lewe en heerskappy voer. Sit vir my 53 vertaling aan. Ja. Oh yes. Hy stop. Hy sê oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang. Jy moet dit ontvang. Dis 'n gawe. Dis 'n geskenk. As iemand vir jou 'n geskenk gee, dan moet jy dit vat. Moenie agteroor sit in jou huis en wag dat iemand dit vir jou oopmaak en dan op 'n of ander manier vir jou moet geniet nie. Ja? Jy moet dit ontvang en dit oopmaak en indulge. En die gevoel kry in jou hand vashou en ingaan in dit in. As iemand vir my 'n geskenk gee, dan sê ek nie vir Jessica maak dit oop en dan geniet jy dit namens my nie. Dis myne. Ek ontvang dit. Ontvang die genade. Die gift is 'n geskenk. Jy kry iets wat jy nie verdien nie. Ontvang die geregtigheid. Laat die geregtigheid jou mindset wees. Whatever jou vlees vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie, of hy try jou diskwalifiseer, moet jy geregtigheid ontvang en bied jy weerstand en sê, ek is die regverdigheid van God in Christus Jesus.
Ek is nie gediskwalifiseer in die vlees. Hoekom jok jy vir my? Hoekom sit jy die goed op my kop? Niks kan my skei nie, niks kan my diskwalifiseer nie. Ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek is in 'n regte verhouding met die Vader. Moenie vir jou vlees luister nie. Luister vir jou gees, praat gees. Jesus sê hierdie woorde wat ek vir jou gee is gees. Jou vlees hou nie daarvan nie. Daarom moet jy jouself dissiplineer en gees woord praat oor jou lewe. Ek is die regverdigheid van God in Christus Jesus. Hy sê, ontvang dit in die lewe, nie eendag nie, in die lewe, deur die een, Jesus Christus. Hy sê, die lewe heers deur die een, Jesus Christus. In die lewe heers deur die een, Jesus Christus. In die lewe heers, rule through Christ. The love of Christ compels us. If one died, all died. Een wat lewe, Jesus. Een wat heers, Jesus. Ontvang dit, ontvang die geskenk van geregtigheid, ontvang die gift of grace, genade in jou lewe, en heers deur die een. What follows is glory. Dankie, Here. Here, help ons in ons ongeloof, Here. Heilige Gees, ons maak staat net op U. Ek maak staat op U vir 'n bonatuurlike prediking in ons harte, Here. 'n bonatuurlike openbaring van die liefde van Christus. In elke een wat hier sit. Moenie ophou preek nie, Heilige Gees. Dit wat hulle nou voel, laat hulle dit uitvat. Laat dit nie ophou nie. Hierdie teenwoordigheid van U, Here. Laat dit hulle consume, laat die liefde hulle dring tot 'n oortuiging dat hulle is vergewe. Hierdie versoeningsboodskap tussen Vader en kind. Ons is okay. Dankie vir hierdie lewe, Here. Wow, come on. Ons sien uit na lewe, Here. Ons sien uit daarna, want dis U wat lewe in ons. Ons sien uit om te heers. Ons word nie afgeskrik deur storms, Here, want ons oë is gefokus op U. Ons hou U voor oë, hierdie prentjie wat geskilder is voor ons. Ons sal nie betower word deur die wêreld se liggies nie. Ons sal U kruiswerk voor oë hou, die liefde wat daar uitstraal. En ons sal saam met U sterf in daai kruis, en ons sal saam met U opstaan. Ons het 'n begeerte om daai opstandingskrag te wil lewe in oorvloed. Laat die hemel deur ons manifesteer, Here. Alles wat U wil orde na uit, Here, kom. Kom, Heilige Gees. Laat dit deur ons vloei. Laat dit deur ons vloei. By ons is baie goed onmoontlik, maar by U is alles moontlik. Ons weet nie, Here, ons wil ook nie weet nie. Ons glo. Ons glo. Ons is seker van die dinge wat ons hoop. Ons is oortuig van die goed wat ons nie kan raak sien nie. Ons glo. Dit is genoeg. Ek loof en prys U, pragtige, mooiste, beste, sterkste naam in die heelal. Jesus naam. Amen. Amen. Amen.